'n nuwe Rubicon word ontbloot. Die Rubicon gesprekreeks is opgeneem tydens 'n geleentheid by die AfriForum Theater. Op publieke aandrang deel ons die gesprek hier in dele oor die volgende paar weke. Ek self het, ek dink vir my, dat 'n klomp goed, maar vir my was die Rubicon, het hierdie fenominale loopbaan in die weermag, is bevoorreg via die Valskermbaljon, ek is nou die kapelaan daar, die Leer College, waar jy heeltyd blootgestel word aan onder andere bevel- en stafopleiding. Jy's 'n stil luisteraar, maar jy's heeltyd besig om te assimileer en te integreer. Later Leer Hoofkwartier en saam met Roland verantwoordelik vir die onder andere vir die deeltydse mobiele magte. En my verwysingsraamwerk wat net heeltyd groter, breër, die operasionele beplanningsprosesse. Hoe bevoorreg kan jy nie wees nie? En toe verdedigingshoofkwartier toe in die kantoor van kapelaan-generaal. In daai tyd, in 1998, die bevel- en staf, die gesamentlike stafkursus gedoen, in voorbereiding om dan oor te vat as die kapelaan-generaal. So die volgende stap was dan dit. En net om toe te moes ontdek dat ten spyte van die feit dat dit gesê was, dat daar ingestem was, dat dit so sou wees, dat die ou wat bo my sit en hierdie skuif moet maak, dit nie doen nie. En op 'n dag na hom toe het gaan en gesê, jy weet, of hy dit gaan doen, want ek sou graag wil weet, en hy het gesê nie, hy gaan nie. En ek dink, as daar een ding is wat die weermag my geleer het, is dit om te kan aanpas. En om nie net vinnige besluite te neem nie, maar om buigsaam te wees, om te kan aanpas en aan te beweeg. Jy weet, ek weet ons wil baie keer op retreats gaan en al sulke goed, maar vir my is die hele beginsel een van Avanza. Hoe gaan ek vorentoe? En die oorlog het dit vir my geleer. Hoe gaan ons vorentoe? En ek het dit al hoe meer van toepassing gemaak op my lewe. En toe ek besef daai deur gaan toe. Ek was jonk, ek was 44, ek word die volgende kapelaan-generaal. En toe gaan ek net deur, die deure wat daar is. Ek het nie geld gehad nie, ek het in my laaste maand van werk in die weermag 'n vliegtuigkaartjie gekoop en Amerika toe gegaan, beste skool, universiteit, kerk, besigheid gaan besoek. Ek het 'n absolute leeringesteldheid gehad. Ek het nie 'n halwe dag onder 'n boom gesit en myself jammer gekry nie. Ja, hierdie ou het my ideale en wat dit ook al was, seker tot 'n mate in sekondes onder my uitgepluk. Maar is dit nou regtig genoeg rede om in sak en as te gaan sit en te sê game over? En vir my was dit die Rubicon om jy weet, terug te kom. Ek sê weer, ek het 'n halwe dag gesalk en toe het ek aanbeweeg. 'n Besigheid begin, selfe besigheid wat ek vandag nog doen. En ek het nog nooit teruggekyk nie. En die amazing ding is dat al die myself, Roland en ander was baie betrokke by die weermag se transformasieproses. Die leierskaps die leierskap en bestuurs goed vorentoe. Ek self het 'n job gehad om die nuwe organisasiekultuur en waardesisteme, gedragskodes. En ek weet baie van daai goed het later nêrens heen gegaan nie as gevolg van 'n brek aan leierskap. Maar wat vir my lekker is as die ouens vandag op televisie nog steeds in die weermag die gedragskode lees, dan weet ek het hom geskryf saam met Laurie Nathan. Hy was die baas van die End Conscription campaign, hy was daar by Aatjies gewees. So hy was die teenpool van Kaliroos daai tyd. En ek en Laurie Nathan het daai gedragskode geskryf. En vandag is dit 30 jaar later dieselfde gedragskode sonder om 'n komma of 'n punt te verander. Weet jy wat? Is dit groot goed? Nee, is nie groot goed nie. Maar in jou klein wêreld van leef is dit lekker. Dis lekker om te weet jy het hierdie ongelooflike blootstelling gehad
Maar toe jy die dag moes aanbeweeg en jy gaan deur daai Rubicon, deur die rivier, toe is dit maklik, want elke ding wat ek geleer het, elke stuk blootstelling word toe 'n boublok in die besigheid wat ek daarna begin het en is nog steeds net so van toepassing in my lewe vandag. So dit was vir my, dink ek, die Rubicon. Ek wil vir julle spannetjie sê, dankie, jy kan hande klap as jy wil. Toe ek uit die weermag uit is, ek het nie gedink om dit nou te sê nie, maar hier sit ek sommer in ergens waar, Australië, praat met 'n klomp veterane, het ek teruggespeel spesmagte toe, en toe die veterane binne spesmagte gefasiliteer, die laaste 10 jaar. En dit is een van die sinvolste goed wat ek nog ooit gedoen het. Weereens, as dit nie was vir die blootstelling en die ervaring, want met die tyd het ek geword 'n goeie fasiliteerder van proses. Dis wat ek met besighede doen vandag. En daai goed het gemaak dat ek ook daai werk kon doen. En jy ploeg terug in die organisasie wat alle waarskynlikheid die naaste aan my was, meer as enigiets anders. En jy word deel van 'n toekoms waar ek dink die spesiale magte veteranenorganisasie is vandag miskien die beste van al ons organisasies. En jy voel as meer, daar's nog steeds meer. En as ek 'n ander ingesteldheid gehad het, 'n ander gesindheid, het daai skip 10 jaar terug al gesink, of ek het 10 jaar terug gesink. En kon ek nie, jy weet, die waarde toevoeg wat ek op die einde gedoen het. Maar dis die goed wat ons lewe sinvol maak. Is dit groot? Nee, is nie groot nie. Dis wie jy is en wat jy word, deur net te doen wat jy bedoel was om te doen. En as jy dit kan raak sien en doen, is jy in die spel van lewe. So daai was vir my dit. Ek wil net vir julle sê, ons is nou by 'n ander groot vraag, maar ons het nie meer tyd nie, so. Dis soos ons gaan 20 minute breek nou, en dan wil ons terugkom vir 'n baie kort tweede helfte. Ek weet niemand in hierdie vertrek glo my nie, maar ons kom terug vir 'n baie kort tweede helfte, right? Maar die tweede helfte is belangrik, en daar's 'n lekker verrassing en al daai goed. So, ons wil graag sinvol klaarmaak, ons wil 10:15, dit was ons plan, ons wil 10:15 vanaand klaarmaak, met die 20 minute breek ingesluit. So, my spanlede, ons het lesse geleer. As jy die lesse geleer, die grootste lesse dalk, as jy dit in 'n sin of twee, of jy weet net kan opsom. Jy het gesê jy het niks nie, behalwe as jy nou iets wil hê. Dit sit jou eerste op die spot. Lesse geleer. As jy wil. Ja, lesse geleer. Jy kan nie 'n foto opsit en ek mag Mikrofoon. Jy kan nie 'n foto opsit en ek mag nie oor hom praat nie. Ek moet vandag. Ek weet maar ons moet jou van die begin al uit. Hierdie is jou lesse geleer. Dis my les, een van my lesse is veterane, maak nie saak wie jy is mense om jou. As jy mense om jou saamvat deur die res van die lewe, is dit 'n ongelooflike maklike rit. Daar's ek en Anton Retief op 'n perd. Ons kom van weermag daar af saam. Ons ry nou nog saam perd. Ons het 'n bietjie lanklaas gery, ek raak bietjie dik op die lyf, ek moet weer begin ry. Maar daar byvoorbeeld, net gou vinnig 2 stories, ekskuus, jy het almal 'n storie vertel. Ek en Anton ry perd, en Anton praat nie baie nie, en ek koop vir my 'n nuwe saal, cowboy saal, voer hom in uit Amerika, nou ry ons. Anton was een van die eerste lede van een verkenningskommando, en nou ry ons. En op 'n stadium sien ek, hy kyk my almekaar, want my saal kraak so. En op 'n stadium sê ek vir hom, wat plaai jou, so na 10 kilos? Hy sê, partner, you won't stalk a bloody Indian with that saddle. En ons ry verder, en op 'n stadium klim ek af, en my perd trap op 'n rinkels. En hy sien dit, en ek sien hy sit en kyk so, en ek klim af om my hek oop te maak, en hierdie slang is al om die perd se pote, en ek sien dit nie eens raak nie. En toe ek afklim, sien ek die slang, en ek spring, en hy sit net so, en ek sê, hoekom sê my nie? Hy sê, amper was jy nou in jou moerboot. Jy weet so Anton, maar dis die pelle wat ou saam met die res van jou lewe dra. Hier sit ouens, Dave de Wet, Fires, ek weet nie so of hulle hier is nie, die Charlie manne daarbo, Ig en so voorts. 2 dinge. As ek die Here in my lewe ontmoet het, lankal terug, het ek my lewe lankal omgedraai. Tweede ding is, vat die ouens saam met jou, en loop die pad saam met die ouens, gaan sluit aan by die ou weermag organisasies, en moet nooit weer omkyk nie. Ek glo, 'n Rubicon is 'n ding wat agter jou lê. As jy ooit terugkyk na Rubicon, toe het jy 'n probleem.
So kyk voor jou. Rubicon is 'n ding as hy voor jou is. Gaan oor hom en gaan net aan. En dis dit. Callie, is dit nou die laaste? Lesse geleer. Okay. Ja, dan gaan ons breek en dan Okay. Daai ou links voor is Solly Mollo. Baie van julle het hom geken. Hy was later ook die bevelvoerder van die militêre akademie. Later 'n professor geword by Stellenbosch Wits Universiteit. Hy's later ambassadeur in Afrika. Ek het hom lanklaas ontmoet, maar ek het daar 'n merkwaardige ou ontmoet. Hy het by die potgieters groot geword, hy en sy ma was 'n matrone. Toe ek Solly ontmoet, die eerste keer, toe Hatting Pretoria is die hoof van die leer vir my sê, ek wou nie 'n job gehad het nie. Dit was 'n ander Rubicon, ek het nie daaroor gepraat nie. Toe ek by transformasie betrokke geraak het, 17 Mei 1994, en hy sê vir my, Roland, jy is nou, en ek het gevra dat hulle André Kreer vir my moet gee om my te ondersteun in hierdie proses. Jy is nou die werkgroepleier vir transformasie. En dit is hoe ek by transformasie betrokke geraak het. Maar baie vinnig, daai foto spesifiek, ons het hulle op besoeke oral gevat, my Hobbycat was by Plettenberg Baai gewees, April maand, die wind het gewaai, het gepomp. Hulle wou nie see toe gaan nie, ek het hulle see toe gevat, ek en Solly het die Hobbycat omgegooi in die see, en terwyl ons so dobber, hy het Henry se life jacket aangaan, was 'n lekker groot life jacket gewees. En terwyl hy so dopper, sê hy, Roland, ek besef nou, strength lies in diversity. Ons het so vriende geword. Later het John Cotter, wat van die Harvard Business School, hy het The Heart of Change geskryf. Hy het Dan Cohen na ons toe gestuur, 'n gevalle-studie gedoen oor hoe bou jy vertroue tydens transformasieprosesse. Dit was vir my 'n groot ervaring. Ek het by daai ou geleer. Hy het vir ons stories vertel hoe hulle in Uganda onder baie moeilike omstandighede Sari Mare gesing het. Hulle het ook verlang om huis toe te kom. Ek het by baie mense soos dit geleer. Ek wil graag afsluit deur te sê ek is tans nog steeds betrokke by werksessies, gemeenskapsveiligheid oral oor die land. John J. McEwen, The Art of Counter-Revolutionary Warfare, established strategic base areas, oliekolle, veiligheidsteenkringe, control the rural areas and you control the cities. Daai konsepte, die ou weermag daar geleer, ons pas dit nog steeds toe. Ek kyk so na julle. Ek het by ou Duitse generale baie belangrike beginsel geleer, nicht leggeren sonder klotsen. Hy het gesê, moenie kerne vorm nie, of moenie rondtrap nie, vorm kerne van krag in geloof. Geloof is die ding wat ons deurdra. Ons is nou al vir 30 jaar in ballingskap. Ons weet nie wat gaan gebeur met die verkiesing 29 Mei nie. Dinge kan verkeerd loop. Ek wil net vir julle sê, ons ouens, soos ek julle ken, ons weet wat om doen. Op die ergste is op ons beste. En is ons die ergste in geloof saam. So ek het baie moed vir die toekoms, en ek wil net vir julle sê, solank u, liewe Vader, vir my krag en vermoë gee, ek word 80 volgende jaar, sal ek my bes doen om te ondersteun waar ek kan. En ek wil vir julle baie dankie sê vir vanaand. Mense soos julle is vir my 'n aansporing om aan te hou. Baie dankie daarvoor. En ek wil les gee. Jy les gee. vinnig. Ek dink daar's net een belangrike les wat ek wil oordra. Daai les is wees positief. Wees positief. Hoeveel sosiale media boodskappe ontvang jy in 'n week wat uiters negatief is? Wat doen jy met dit? Stuur jy dit aan? Wat doen jy omtrent dit? Wees positief. Maak elke dag 'n klein verskilletjie, 'n positiewe verskil. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein hy is. Doen dit. En kom ons werk teen hierdie negativiteit en daar's nie plek daarvoor nie. Ons versier onsself. Kom ons wees positief en ons maak 'n verskil. Dit is my les wat ek geleer het. Dankie. Ek dink die les wat ek geleer het is hierdie was in Wes-Duitsland tydens 'n krygsspel. Daar's 120,000 Amerikaners daai tyd in Duitsland.
Dis een van die mees fenominale ervarings wat in my lewe gehad het, die tegnologie, hierdie is in die 90s, is die tegnologie daar agter. Dit word in die werklike spasie gespeel. Met ander woorde, daar's Apache helikopters in die lug, daar's tanks, daar's alles. En so in die rondbeweeg in die maal, is jy heeltyd besig om, jy weet, te besef, maar eintlik weet ons of ek ook baie, net soos jy. En hoewel ons baie keer dink, ons suig dalk aan die agterspeen, ons is in die suidpunt van Afrika, begin ek al hoe meer besef, hoe baie het ons eintlik. En in baie opsigte is ons die res van die wêreld baie ver vooruit. Ons het net vergeet hoe goed ons regtig is. Toe ek by die Kanadese was, onder andere vir vredesoperasies opleiding, het my deur die hele land gevat en ek het by hulle, daar was hulle soek en redding vleuel of besigheid, ongelooflik professioneel, en ek het dieselfde ervaring weer gehad, dat as ek met my ewe knie in die klaskamer is, waar ons, jy weet, konsepte deurpraat rondom oorlogvoering en die werk wat gedoen moet word, in my geval meer ondersteunend, is ek myle voor die ander ouens in die vertrek. Dis wie ons is. En ek wonder partykeer, jy weet net, wat het geword van hierdie rykdom, as ek ook so luister na hoe ons, dit wat Wessie gesê het, mekaar so maklik uit die spel uitpraat, en so maklik vergeet, waar kom ons eintlik vandaan? En ek dink ons kinders, hulle wat nog moet kom met hierdie hinkering om in ons spore te loop. Hulle het hierdie hinkering om jou te hoor vir wie jy regtig was. En om daai stories ook hulle stories te maak. Wie gaan daai stories vir hulle vertel as ek en jy lank reeds in sak en as sit en half moedeloos deur hierdie reis gaan? Vandag fasiliteer ek besighede. Ek doen dit in die dekor van, jy weet, dit wat die weermag my geleer het. Ek gebruik baie keer spoorsny. En ek fasiliteer leierskap en bestuursvaardighede en spanintervensies. Gebruik die groot 5 beginsels, oop sisteem. Waar het ek hierdie goed geleer in spesmagte? So ek vat my goed wat ek geleer het en ek gee dit vir besigheidsleiers. En wanneer ons hierdie werk doen, het ons enigiets van 10 tot 60% verbetering op die bottom line van daai besigheid. Of dit nou goud is of platinum of kole of wat dit ook al is. Hoe is dit moontlik in 'n wêreld waar die wiele oënskynlik afkom, in 'n wêreld waar daar nie meer 'n lig in hierdie tonnel is nie? Weet jy wat? Ons gaan terug. Ons moet net teruggaan na dit wat ons het, wat ons reeds is, en net aanhou gee vir ander wat ons het. Dit bly nog steeds 'n druppel in die emmer, ek verstaan dit. Maar jy kan nie wegkom van jou verantwoordelikheid om nog steeds 'n verskil te maak. En ek sal die weermag ewig dank. My rol was so klein. Ek sal die weermag ewig dankbaar wees vir die voorreg om te kon leer, aanhou leer, en ek het nog nooit opgehou leer nie. Inteendeel, ek is nou weer in 'n volgende fase van my lewe, en dit is, hoe doen ons dit bietjie anders, tussen nou en, kom ons sê 75. En dan sal dit wees tussen 75 en 80. Wie is jy om die streep te trek? Vra ek baie keer vir myself. Wie is jy om te sê dis game over? Wie is jy om te sê jy's nie goed genoeg nie? En ek dink dit was vir my die groot les.